Wingardium Leviosa. Wait. You're gonna take someone's eyes out with that. It's not Leviosa, it's Leviosa. Do it yourself. En dit is ons movie marathon waarvoor almal gewag het. I think we're going to need another feather over here, Professor. Welkom by Nerdhurt, waar elke dag Vrydag is. My naam is Andrei, langs my Stella. Die Stella self voor elke is iemand anderste. En hierdie week stel ek myself voor as niemand nie. Ek is net Stella. Daar's hopeloos te veel movies om 'n karakter van te kies in hierdie ene. Soos ons net genoem het, gaan ons flieks wat marathon werd is, bespreek. Ons is 'n klomp vriende wat al vir meer as 2 jaar elke tweede maand bymekaar kom en movie marathons hou. Nou dis nogal 'n baie opwindende experience. Ons is gewoonlik tussen 5 tot 15 mense wat bymekaar kom en dan sal ons nou 'n fliek vir die hele naweek kies. Dit sal nou 'n hele Marvel wees of Harry Potter reeks, Fast and Furious, enige van die tipe flieks sal ons kies en dan sal ons die Vrydagmiddag begin as almal klaar gewerk het en begin ons die reeks te kyk regdeur tot Sondagoggend toe. Ons sal Saterdagaande, Vrydaagaande baie laat gaan slaap, vroeg opstaan en aangaan en dit 'n hele naweek ding maak. Kyk, ek gaan nou nie 'n marathon kan hardloop nie, maar ek sal vir jou 'n fliek kan ek marathon. So 'n paar uur 'n dag. Ja, movie marathon fit. Ja. Die nadeel van 'n marathon is as baie slegte eetgewoontes. Want dis gewoonlik 'n tafel vol chips, chocolates, sweeties, popcorn, liters van koeldrank. Maar ons het hier by die derde marathon ons al begin geleer om 'n bietjie gesonder kos ook in te sit. Ons het darmal geleer om bietjie gesonder keuses ook te maak in ons eetgewoontes. Ons sit partykeer 'n wortelstokkie of 'n selerystokkie in vir die wat lus is om te kou, maar nie hulle niere en so aan skade wil aanrig nie. Ons het vriende met diabetes ook, so ons probeer om hulle ook te akkommodeer in ons eetgewoontes. Om so 'n marathon te doen, is daar gewoonlik baie beplanning wat moet gebeur. Ons sal dan bespreek hoeveel van die vriende kom oor, hoe gaan ons om kyk, is dit deur die projektor, is dit deur die TV, hoeveel van die flieks 'n dag gaan ons kyk, is daar 3 vir 'n Vrydag, 5, 6 vir 'n Saterdag, 4 vir 'n Sondag, en dan sal ons besluit wat tipe kos gaan ons eet. En ons is gewoonlik so 'n groep mense is, vat jy iets vinnigs, dit sal 'n hotdogs, hamburgers, pies, dit sal iets vinnig wees wat jy net so in tussen 'n fliek 'n break kan vat en dan iets aan mekaar kan slaan. Ja, ons berei gewoonlik al voor die Vrydag of die Donderdag begin ons al bietjie voorbereiding te doen met die kossoorte en dan elke ou bring snacks wat deur almal gedeel word. Jy bring maar genoeg vir elke persoon wat daar is. As jy synig wil wees en jy het ietsie wat noem mens dit? As jy 'n guilty pleasure het, dan bring jy maar vir jouself jou eie guilty pleasure en dan van daar af eet ons maar wat ook al daar is en jy drink baie koeldrank. Probeer maar om baie water ook tussenin te drink want jy sit maar baie sodat jou niere net bevochtig bly. En as jy hier 3 die oggend al trek en jy is al by 10 'n koppie koffie en jy kry van 'n vriend wat nog steeds wil lê, is dit maar beter om nie nou maar hier borreltjie op die tafel te sit en ek kan jy beloof as iemand beweeg, sal hulle verder kyk. Ja, ooghare is geneig om te waai, beenhare is geneig om te waai. Wow! I hate you! I hate you! Stop smiling, you jerk! Hier is kortliks flieks wat ons gemarathon het en wat ons graag nog wil marathon, wat ons voel wat die tyd werd is om 'n naweek op te gee. Ons eerste movie wat dit lewe gegee het, is die Marvel reeks. Dit is waar ons begin het met die heel eerste Iron Man, om regdeur gewerk het tot die Endgames wat ons 2019 ontvang het. Avengers! Assemble.
Die Marvel reeks was 'n baie lang reeks vir ons gewees. Dit is 23 movies. Ons moes hom in 2 naweke gedeel het. Ons het die eerste helfte, die eerste phase 3 in 1 naweek gekyk, die tweede naweek het ons phase 4 gekyk. So hy is die eerste marathon wat ons in 2 naweke moes opgedeel het. Maar dit was elke moeite werd. Daar is jou films wat ons moes mee gestoei het in die aande wakker te bly, soos 'n Ant-Man en sulke tipe films. Wat die nou mooi hier moes laat werk het. Van die flieks is bietjie moeilik, is baie stadig bewegend, veral 3:00 die oggend. Wat lekker van die Marvel reeks was, ons vriende het elke film bespreek, ons het elke villain, elke superhero het ons ontleed en oor alles gesels wat ons gekry het, en wat lekker is, end credits. Marvel is bekend vir sy end credits, wat altyd die toekomende films vir ons weggee, wat altyd 'n teaser gee oor wat kan kom. So dit was lekker. Ons het 'n klein, ons het die comic Bible gehad, hier agter Martie. Die Ultimate Marvel Guidebook, wat elke liewe karakter wat ooit bestaan het in het, met sy geskiedenis, waar sy boek kom uit, waar, wat en hoekom. So daai boek het oor tyd gewerk. Elke film het ons karakters opgesoek, hoekom is hy daar, waar kom hy vanheen, van wat se universe kom hy van af, en net deur dit te doen, het ons al klaar van die storielyne ontdek deur die end credits in die boek saam te sit. Het ons al klaar wat in die volgende phase van Marvel gaan gebeur. Hi, Captain America. Kyk wat lees ek hier ook. The Watchers are a race of fictional extraterrestrials appearing in American comic books, published by Marvel Comics. They are commonly depicted as all-powerful beings who watch over the fictional multiverses the stories take place in and are not allowed to interact with other characters, though they have done so on several occasions when the situation demanded. They are created by Stan Lee. Nou wat ons uit dit uitgeleer het was, elke cameo Stan Lee gedoen het op neergespeel dat Stan Lee se cameo, se karakter, eintlik 'n Watcher is. Op Captain Marvel kon jy sien sy het hom herken daar in die bus. Soos jy ook gesien het, mens kan van die met 'n Marvel marathon. Ek sal dit voorstel enigiemand wat wel tyd het. Dit is 2 naweke marathon, behalwe as jy dit 24-hour ding maak, en dalk kan jy dalk in 'n naweek klaar kry. So is awesome om te doen. Nog 'n marathon wat ons geniet het, was die X-Men Universe en die Deadpool reeks. Ek persoonlik het die X-Men marathon waardeer, omdat ek het hom altyd jaarliks gekyk uitgekom het, maar omdat die X-Men reeks altyd verlede en toekoms en hede heeltyd so rondgespring het tussen die films, het ek baie keer te mekaar geraak, so ek het hom nooit so gevolg soos ek moes nie. En deur die loop van hierdie marathon ons agter mekaar gekyk het ek eintlik die hele ding verstaan, die hele storielyn mekaar gesit en actually die X-Men universe waardeer vir wat hy eintlik moes waardeer word. En gesien eintlik hoe goed is eintlik die X-Men universe. Ek kan nie saampraat nie, ek het die meeste van die tyd geslaap. Wat ons wel ook moes gedoen het voor 'n marathon begin, 'n besluit hoe gaan jy 'n reeks kyk? Kyk jy om die manier hoe hy gerelease is, of kyk jy die manier hoe die storielyn se tydperk afspeel? Nou, ons het dit self met X-Men ook gedoen. Die ou X-Men reeks tot jou Wolverine, Logan, Deadpool, hoe al hierdie movies se tydlyne in mekaar ingepas het, en het alles geëindig by Logan. Ons het dit met Star Wars ook gedoen. Star Wars het dieselfde gedoen. Ons moes ook die storielyne in mekaar ingepas het. En dis hoekom ons sommer oorbeweeg na die volgende marathon, die Star Wars. My en Wesley se gunsteling marathon was Star Wars gewees. Ons is al van 'n jong tyd groot aanhangers van die Star Wars reeks. Maar daar is van ons vriende wat bietjie gesukkel het met die Star Wars. Dit is nie vir almal nie. Maar soos ek sê, dis 'n perfekte marathon. Ons het hom ook gekyk volgens die tydlyn, waar jy
van die 2000s ingekyk het, dan die 80s en dan oorbeweeg het na nuwe enetjies toe. Dit's bietjie moeilik met ons graphics van nuut tot oud en dan weer nuwer, maar dis uitstekende storielyn. Star Wars is net stunning om te kyk. Ek moet sê vir in die 80s was die graphics glad nie te sleg nie. Ek was nogals impressed met hoe hulle karakters uitgebeeld het. Stormtroopers kon die 80 Irak geskiet het nie en dit kan nog steeds Irak skiet nie. Maar die rede hoekom die Stormtroopers nooit kon raak skiet nie, is omdat A few moments later. die Stormtroopers kon nie so van 80 af raak skiet nie en tot die laaste film kan nog steeds raak skiet nie. Maar om interessant te wees, die Stormtroopers eintlik uitstekende skutte. Daar is nog 'n paar van die films uitgewys oor hoe 'n Stormtrooper goed eintlik kan skiet. Maar omdat die Jedi's en hulle almal met die Force werk, word hulle opgepas deur die Force. And these last points, too accurate for sand people. Only Imperial stormtroopers are so precise. Dis hoekom die Stormtroopers se patrone altyd die hele plek rond beweeg en nooit die Jedi's en hulle raak skiet nie. Dis die Force wat hulle oppas, is die Force wat hulle protect. So dis nie 'n Stormtrooper wat sleg skiet nie. Dis eintlik die Force wat hulle slegte lak gee. May the force be with you. May the force be with you. 3. My precious. Hy was Smeagol geweest van Lord of the Rings. Ons het nou die Hobbit en die Lord of the Rings saam op 1 naweek gedoen. Is 3 movie Hobbits, 3 Lord of the Rings movies, maar ons het al 6 die extension versions van 4 ure per movie gedoen. 4 ure per fliek klink jy baie nie, maar sit 6 movies by mekaar 4 ure elk en dit raak lank en raak moeilik. Gewoonlik het jy 'n 2 ure movie wat jy dan 'n breek kan vat en weer aangaan en so aan beweeg. Maar nou sit jy vir 4 ure plus net op 1 movie. Nou ek is 'n baie groot aanhanger van Lord of the Rings van die 90s af uitgekom het. Dis van die 90s movies wat die beste graphics vir my het en ek is mal oor die Lord of the Rings. Maar saam met die Hobbit en die Lord of the Rings is dit 'n baie lang deurdruk movie. Die ouens loop omtrent vir 6 movies deur, so ek sal enige tyd 'n Lord of the Rings marathon voorstel, maar ek weet nie as ek dit graag sal voorstel met al 6 movies in 1 naweekie. Ek moet sê my gunsteling deel van die Lord of the Rings en Hobbit reeks was die musiek daarvan. Dit het my lekker aan die slaap gemaak. Soos ek gesê, ek's 'n groot aanhanger van Lord of the Rings. Ek het die games geniet. Ek het die boeke geniet. Ek het al die Lord of the Rings reekse geniet. Maar daar is 'n perk met die Hobbit en Lord of the Rings saam en extension versions kan doen. Soos julle agter my kan sien, het ek hele limited edition extended versions wat ons geniet het. You shall not pass! Wat ek wel kan voorstel is, kyk die behind the scenes van Lord of the Rings, hoe het gemaak is, hoe het in New Zealand geskiet is, en hoe alles mekaar gesit is. Dit is regtig amazing om dit te sien, dit is 'n mooi wêreld om na te kyk, en dit is maar buite die marathons nou, jy gaan dit ook inwerkie. As jy nou 'n paar rand het, kan jy New Zealand toe gaan en die Shire gaan besoek en gaan sien hoe mooi dit daar is. Dit is 'n belewenis en dis asemrowend om te aanskou. Transformers, wat 'n lekker reeks om vir Shia LaBeouf, Megan Fox en Mark Wahlberg te sien. 'n Lekker reeks vir die hele gesin. Ons het bymekaar gekom en ons het 'n bietjie 'n sci-fi flieks van ons kindertye geniet. Ons het altyd die Optimus Prime op die cartoons gekyk toe ons jonger was, en toe Hollywood hom nou begin uitbring het, het ons almal elke jaar uitgekom het om kan fliek, dit gaan geniet. Weereens, ek moet erken, ek het hulle nie gevolg soos ek moes nie. So die hype was daar, maar ek het hom nie so waardeer soos ek moes nie. Nou met hierdie marathon het ons nou weer alles mekaar gekyk en ek het weer die waarde van die storielyn en van die film geniet. Baie van die beklei scenes is bietjie moeilik tussen die klomp boewese, maar is nog steeds uiteindelik 'n uitstekende reeks gewees om te kyk. Ek het nogal Bumblebee se solo movie ook geniet wat ook bietjie speel op die Transformers reeks. It's too late. Het jy geweet
In die 2007 Transformers fliek het Michael Bay, die director, 'n webtuiste begin waar hy vir al die fans gevra het om 'n dialoog te skryf vir Optimus Prime. En hulle het van die dialoog het hulle in die fliek gebruik. Nou. Ek wil altyd sê Optimus Prime se stem klink van bekend. Dit is dieselfde stem as Eeyore van die movie Winnie the Pooh. Nou beweeg ons na 'n donkerder marathons toe. Ons het Resident Evil gedoen wat uitstekende reeks vir ons is. Dis nie vir almal nie, dit is 'n zombie apocalypse reeks waar alles die T-virus en die Umbrella Corporation beklei en hele reeks te probeer oorleef. En is reg uitstekende film vir ons gewees. Maar weer eens, dis nie vir almal nie, dit is nie vir die Fight Hunter tipe marathon nie. Ek is 'n baie groot fan van Resident Evil myself. En die interessante feit oor die Resident Evil fliek is dat al die zombies wat daarin is professionele dansers en hulle het almal na 'n zombieskool toe gegaan om as zombies te kan speel in die fliek. Okay. Nice. In hierdie marathon het ek baie respek vir die Resident Evil reeks gekry. Weereens elke jaar gekyk, maar nooit gevolg. Dis maar net nog 'n zombie, nog 'n survive, probeer erger wees as die vorige een. Maar om fliek na fliek te gekyk het ek besef hoe in detail, hoe in diepte en hoe ingewikkeld is hierdie storie uiteindelik. Daar's soveel meer om te gryp en te verstaan. En dit is 'n baie komplekse reeks om te kyk en ek het super geniet. Die kompleksiteit van Resident Evil is van so 'n aard dat al die akteurs wat daarin gespeel het, eers al die games moes deurmaak en speel as navorsing en training vir hulle karakters in hierdie reeks. Ons almal geniet 'n goeie cameo in movies. En die Amerikaanse en die Chinese directors, presidente van Capcom wat die speletjies gemaak het, speel as zombies in eerste Resident Evil 1. Dit is beslis 'n reeks om oor opgewonde te wees. Dominique, die familieman, het ook saam met ons 'n marathon gedraf en dit is Fast and the Furious reeks. Fast and Furious reeks is 'n ding wat ons almal geniet het. Elke jaar dat uitkom het ons almal by sinemas kyk. Dit gaan oor Dominique en Brian wat elke jaar vir ons die vinnigste kar maak wat jy Speed and Sound boeke uitkom en wat vir ons stunning aksie gee en net 'n awesome kardises en net te geniet. Hoe langer die reeks aangaan, hoe meer belaglik het dit geword en Dominique se hempie het net witter en witter geword. I don't think so. Dit gaan oor wat Dominique en Brian twee vriende is, waar hulle elke fliek 'n nuwe missie kry en dit beweeg van gewone reise toe waar hulle karre gesteel het oor na submarines uit die see uitkry, alle pad na voertuig space te stuur om 'n satelliet te stop. F9 is nog steeds vir my een van die belaglikste flieks wat al gemaak is, maar dis net my opinie. Maar dis 'n goeie van marathon om te kan hou. I'm Batman. En dit's volgende, die DC Universe. I'm vengeance. Alhoewel die DC nog nie die hele reeks vir ons uitgebring het ek DC opgesit in die volgende 3 tot 5 jaar gaan ons 'n universe kry wat uitstekend gaan wees. Jy kan al klaar begin met jou ou Dark Knight reeks van Batman, jou Superman wat oorgaan na jou Batman vs Superman, alle pad na Wonder Woman regdeur tot waar ons nou vir Snyder gekry het. Ons almal is op die hashtag #Restore the Snyderverse want ons soek Zack Snyder se werk om DC vir ons laat aan te gaan. Ons het onlangs gesien van Flash se nuwe voorprente en ek is opgewonde om Michael Keaton en Ben Affleck saam as Batman in een film te kan sien. Ons is nerds soos hierdie. Ons het ook 'n ultimate character guide vir elke karakter in die DC universe. En laaste, maar nie die minste nie, it is our choices that show who we truly are and not our abilities. Dit is wat ons geliefde Dumbledore gesê het in die reeks Harry Potter. Dit het definitief 'n applaus nodig. Dit was een van ons gunsteling naweke wat ons beplan het. Ons het dit uitgesit daardie naweek
Ons het Harry Potter board games gespeel. Ons het vir ons elkeen 'n wand gemaak. Ons het vir ons trofees gemaak. Ons het vir ons hempies, elkeen het 'n hempie aangetrek. Ons het quizzes gedoen om te kyk wie die beste kennis in die Harry Potter reeks. En dit is definitief een vir die boeke en een om te onthou. Shout-out op dit dat ons vriend Louis wat in New Zealand bly en Lucas die eerste prys gekry en ons het hulle wands laat maak wat Harry Potter en Voldemort se wands represent. Well done Louis, well done Luke. En natuurlik het ek en Duan Ron Weasley wand gekry. Die loser medal. She needs to sort out her priorities. Harry Potter se fantasie wat ons almal geniet het. Die wizard wêreld is vir ons oopgemaak. Daar's dinge is ons gewys wat geen verbeelding kan terughou word nie. Dit was letterlik jy lewe in 'n ander wêreld, ons almal geniet dit. Ek sal dit voorstel aan enige iemand wat goeie naweek wil geniet en dis Harry Potter. Ons het nog 5 movies wat ons sal voorstel wat marathon werd is om te kyk en dit sal wees Pirates of the Caribbean, Mad Max, Jurassic Park, Twilight, John Wick. en as jy nou baie hartseer wil wees, kan jy maar vir jou 'n groep hartseer flieks ook uitkies. En as jy religious wil wees, kan jy vir jou Christelike movies uitkies. So 7 na 10 is 'n goeie keuse om te maak van die hoeveelheid flieks om te kyk op 'n naweek. As jy niks het om hierdie Desember vakansie te doen nie, jy het nou 'n idee. Desember lê voor. Mamas en pappas, hou julle kindertjies besig deur 'n movie marathon. Dit is definitief die moeite werd. Ons het self Desember, Underworld en 'n Blade marathon wat vir ons wag. Weereens dankie dat julle ingeskakel het. Hou ons dop vir nog reviews, vir nog voorstelle. Ons gaan nog baie doen. Niemand gaan van ons weet as julle ons nie gaan deel nie. Onthou om te like en te share. Onthou om te subscribe, dan kry julle heel eers die notifications. Comment asseblief wat ons vir julle kan gee, met wat ons julle met julle gesels, wat ons 'n review vir julle asseblief.